Onse Vader wat in die hemel is, ons wil in hierdie aand aan U die lof en die dank en die diepe aanbidding van ons harte toebring vir Hemelvaartdag 2025. Dankie vir 'n wonderlike en 'n kosbare geleentheid om in hierdie aand as U kinders so by mekaar te wees. Baie dankie Vader dat U ons in hierdie dag elke tree gelei het. En dat ons nou in die stilte van die aanduur, sonder om te vrees, sonder om bang te wees vir vervolging, omdat ons hier is om U te aanbid, by mekaar kan kom, en U uit die diepte van ons harte kan loof en kan prys en kan aanbid. Dankie vir kosbare liedere wat ons kon saam sing tot eer van U naam. Terwyl ons openingslied gesing het en vir mekaar aangemoedig en gesê het, hou jou oë op die wolke. Kyk, die dag is besig om nader te kom, dat ons Here Jesus gaan terugkom na hierdie aarde toe. Het dit my eie hart vervul met 'n nuwe verwagting en met 'n nuwe opgewondenheid, om te weet, Here, die tyd raak minder. Die uurglas is besig om leeg te loop. En ek wil U vanaand van harte bedank vir die heerlike werk wat U hier in ons midde besig is om te doen. Ons dank U vir 'n nuwe ywer wat hier by ons is. Ons dank U vir 'n entoesiasme tussen mense oor die Here Jesus. U wat ons Verlosser en ons Here en ons ere koning is. Vader, ons wil sê ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Omdat U ons uit die modderige sluik, uit die kuil van vernietiging opgetrek het. Ons voete op die rots Christus geplant het. Ons gange vasgemaak het. En 'n nuwe lied in ons binneste gegee het. Daarom het ons U lief. Daarom wil ons vir U lewe. Daarom is ons vanaand hier. Terwyl die wêreld daar buite miskien nie eens weet dat dit hemelvaart is nie. So baie mense het vergeet van hierdie dag. Het heeltemal in sekularisme verval. En wanneer ons aan hulle dink, dan is dit nie met veroordelende harte nie, Here. Dit is met harte wat pyn vir hulle. Harte wat seer is, harte wat begeer dat U vir ons herlewing sal stuur, sodat hier kan gebeur in ons stad, wat op soveel plekke op aarde in die geskiedenis beleef is, dat waar die Gees van God kragtig begin werk, in die kerk, dit ook 'n effek daar buite het. En ek dink aan die Hebrides-eilande in 1954, daar op die Isle of Lewis, waar die prediker die aand in 'n byeenkoms soos hierdie 'n boodskap gebring het, en U daardie aand U Gees uitgestort het. En toe hulle wil huis toe gaan, toe staan daar meer as 700 mense buite die kerkgebou en roep na die Here en bely hulle sondes en vra, wat moet ek doen om my lewe met die Here te skik? So kan U werk. Dit is wat U kan doen en wat U in die onlangse geskiedenis gedoen het. Ek dink aan die herlewing in 1970 daar in Saskatchewan in Kanada. In die middel, in die hartjie van die Kanadese winter, minus 25 grade Celsius buitekant. En twee jong evangeliste wat gekom het om net die evangelie te verkondig. En U het U Gees daar uitgestort. En daardie reeks dienste het vir 7 weke aangehou, elke aand. En hulle moes uiteindelik die grootste gebou in die dorp of in die stad moes hulle gaan huur. En dit is elke aand van hoek tot kant uitgepak en U het kragtig gewerk. Dis ons begeerte, Here Jesus, dat U in hierdie tyd waarin ons bevind, waarin soveel mense roekeloos lewe en wie se lewens eintlik spreek daarvan dat hulle U nie ken nie, nog nooit met U 'n ontmoeting gehad het nie, en miskien daarom ook roekeloos aangaande U is, en maklik uitsprake oor U maak wat nie goed is nie. Ag Here, dis ons hartsbegeerte, dat U hierdie mense sal besoek met die werking van U Gees, en dat U hulle sal oproep
om in te kom en Jesus aan te neem en tot bekering te kom en gered te word. Seën dan nou ook die verkondiging van u woord vir ons en u kry die eer en die heerlikheid om Jesus ontwil. Amen. Goed, ek wil graag vanaand met u praat oor die tema beloftes wat die hemelvaart vir ons inhou. Nou is dit nie wonderlik om in die Bybel op soveel plekke te lees dat die Here onse God 'n God is van beloftes. Hy maak beloftes van die begin tot die einde van die Bybel. Dis eintlik 'n kenmerk van die Here, dat hy hou daarvan, hy is lief daarvoor, om beloftes aan sy kinders te maak. En dan kan ons vanaand weet, dat die woord vir ons leer, dat elke belofte wat God gemaak het, in Christus ja is en amen. Met ander woorde, die beloftes van God staan vas. Hy is geen mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Daar is by hom geen wind van omkering nie. Hy is dieselfde, gister, vandag tot in ewigheid. En as die Here beloftes maak, dan hou hy dit. En so hou hemelvaart ook vir ons bepaalde, wonderlike, kosbare beloftes in. Nou as 'n mens dink aan hemelvaart, dan is 'n mens geneig om outomaties te dink aan die afskeid wat daar in Betanië plaasgevind het. Die moontlike hartseer wat daar by die disippels in hulle harte was. Maar ek is so bly dat die Bybel vir ons leer in Lukas 24 vers 50 tot die einde wat ons saam gelees het, dat toe Jesus opgevaar het, het hy hulle geseën. Letterlik staan daar, seënende het hy opgevaar na die hemel. En dan staan daar hierdie woorde, en hulle harte was vervul met blydskap. So ek dink hulle het verstaan, waaroor gaan hemelvaart. Hulle het verstaan, hoewel Jesus nou in Bethlehem gebore is, en hy 3,5 jaar bediening gehad het, meestal in Galilea, en hy die disippels toegerus het, en hulle opgelei het, en hulle gereed gemaak het om sy getuies te wees, wanneer hy nie meer daar sou wees nie, hoewel hulle die trauma van die kruisiging meegemaak het, en hulle verskriklik bedroef moet wees, terwyl hulle aanskou het, hoe die Romeinse soldate hom kruisig en hom doodmaak, het hulle ook die opstanding beleef, en die kere wat hy aan hulle verskyn het na die opstanding, en ons lees dat hulle harte was telkens vervul met verwondering oor die opgestane Here Jesus. So ek dink, toe die hemelvaart plaasvind, kon dit wees dat daar van hulle was wat gevoel het, hier is nou die einde van 'n bedeling. En inderdaad, was dit die einde van 'n bedeling. Dit was die einde van Jesus se aardse bediening. Dit was die einde van die aangesig tot aangesig kontak wat die disippels met hom gehad het. So in 'n sin dink ek, moes dit vir hulle bietjie of baie traumaties gewees het om afskeid te neem en dan te sien, daar vaar hy op na die hemel, maar ook wonderlik, want dank die Here, dit staan in die Bybel dat hulle harte was vervul met blydskap. En wat ons nooit uit die oog moet verloor nie, terwyl dit die einde van 'n bepaalde era was, die aardse bediening van Jesus, is dit ook die begin, die aanvang van 'n splinter nuwe bedeling. 'n baie opwindende bedeling. 'n Bedeling waarin die disippels op Pinksterdag iets beleef het wat, as 'n mens dit lees, dan wens jy so, ek was ook daar. Maar jy weet, die Here maak nie fout met wanneer 'n mens gebore word nie. Die Here het nie 'n fout gemaak met een van ons
se geboortedatum nie. En omdat ons nou nie in Pinkster of op Pinksterdag gelewe het nie, het die Here bepaal dat u en ek hierdie tyd moet lewe. En dat ons nou sy getuies moet wees. En weet u, dieselfde krag van die Heilige Gees wat vir die disippels op Pinksterdag beskikbaar was, sê die Bybel vir ons is vandag nog vir een en elkeen wat daarna smag beskikbaar. So daar het 'n nuwe bedeling aangebreek. Die Here Jesus leef voort. Hy's nie dood nie. Hy lewe, hy's verheerlik. Hy het opgevaar en gaan sit aan die majesteit van die regterhand van God. En ons het geleer uit ons reeks in Hebreërs dat hy is nou ons groot hoëpriester. Die Engels sê dit vir my so mooi, supreme high priest. En hy voer heerskappy. En hy's ons advokaat, hy's ons trooster. En dis vir my so wonderlik dat ons vanaand kan stil staan by enkele beloftes wat hemelvaart vir ons inhou. Beloftes wat dit vir die disippels ingehou het toe, maar ook beloftes wat dit vanaand nog in 2025 vir u en vir my inhou. En ek wil 'n beroep doen op een en elkeen van ons. Ek sluit myself in. Kom ons omhels vanaand hierdie beloftes met nuwe passie en met 'n nuwe ywer. En kom ons gaan leef in hierdie beloftes. En weet jy wat gaan gebeur? Soveel berge van negativiteit en alles wat ons beleef op hierdie ou aarde wat in sy laaste doodsnikke hom bevind, gaan soos berge van ons skouers afrol, as ons hierdie beloftes kan omhels en daaruit kan lewe. So, in die eerste plek het ons die wonderlike belofte van Jesus se voortgesette teenwoordigheid. En dit is 'n aangrypende gedagte. Die kosbare belofte van die Here Jesus se voortgesette teenwoordigheid. En u mag dalk vir my sê, maar waar is hy? Ons sien hom dan nie. Hoe kan jy sê hy's nog teenwoordig? Wel, kom ons hoor wat het hy gesê. In Matteus 28 vers 19 gee Jesus die groot opdrag. En nou wil ek u ook sommer 'n bietjie opgewonde maak vir eerskomende Sondagoggend. Eerskomende Sondagoggend het ons hele kerkgenootskap, die EG Kerk van Suid-Afrika, het ons wêreldevangelisasie Sondag. So dit is ons sinodale sending Sondag, wêreldevangelisasie Sondag. En ons gaan eerskomende Sondag gaan ons 'n besonderse diens hê, waarin ons oor wêreldevangelisasie 'n bietjie gaan praat, oor die groot opdrag, onder andere. En nou weet ons in Matteus 28 vers 19 het ons die opdrag. En ek sê altyd tong in die kies. Sendelinge hou daarvan om die woordjie gaan die opdrag te maak, net Dominee Fred. Maar die woordjie gaan is nie die imperatief nie. Die woordjie gaan is 'n partisipium wat eintlik sê almal is altyd besig om te gaan. En terwyl julle gaan, en dan kom die opdrag, maak disippels. Dis die opdrag. Maar so saam, ek gaan nou nie Sondagoggend se preek vooruit hardloop nie, nee, dit sal nou nie so lekker wees nie, want wat het julle dan om na te kom luister? So, daarmee saam in vers 20, nadat die Here Jesus ook beloof het, 'n belofte, kyk, is vir my so mooi, hy sê, kyk, aan my is gegee, wat? Alle mag, in die hemel en op die aarde. Daar's niemand so magtig soos hy nie. Daar's niemand wat soveel mag soos hy het nie. En daar's niemand wat 'n mens kan bemagtig soos hy nie. Dis dan wonderlik, nê? So terwyl hy sê alle mag in die hemel en die aarde is aan my gegee, sê hy
terwyl julle gaan, maak disippels. En dan die belofte. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dan sê hy, amen. Dit sal so wees. Dit is 'n wonderlike belofte. Hoewel hy op ander plekke sê, ek sal die trooster vir julle stuur, ek sal die Heilige Gees vir julle stuur, beloof die Here Jesus dat hy persoonlik met ons sal wees, tot aan die volëinding van die wêreld. En ek wil vir u vra, het die volëinding van die wêreld al plaasgevind? Nee, verseker nie. So wat kan ons vanaand glo? Dat hy nog by ons is. Dat Jesus nog met ons is. Dat hy nog met ons 'n pad loop. Is dit nie aangrypend wonderlik nie? Nie alleen die groot opdrag nie, maar die belofte dat hy met ons sal wees in die uitvoering van die opdrag. 'n Belofte van sy persoonlike teenwoordigheid, 'n belofte waarop ons kan staatmaak, 'n belofte wat ons kan glo, waar ons ook al mag heen gaan, na watse moeilike omstandighede ons ook al mag heen gaan. Meeste van u ken vir Peer en Brunielde hier in die gemeente. Peer vertel vir my een aand, en my oë was soos pierings. Hy het 'n passie vir sendingwerk. En so kry hy geleentheid om werk te gaan doen in Afghanistan. Wat weet u van Afghanistan af? 'n Moeilike land. Dis 'n bitter moeilike plek om sendingwerk te doen. En voor hy hier weggaan, besluit hy gaan vir die klomp mense wat daar is, 'n kartondoos vol King James Bybels vat. En hy kom op die lughawe by OR Tambo en hy boek die kartondoos vol King James Bybels in. Dit gaan nou saam op met sy bagasie. En op die kartondoos staan daar die plakker King James Version Bybels. Reg rondom. Niks weggesteek nie. En so kom hy op Afghanistan aan. Hy weet natuurlik nou nie van die. Kom hy aan en hier kom die bagasie en hier kom die boks. Hy tel die boks op en hy kry sy tas en hier loop hy. Hy sê toe hy uitloop by die lughawe, die ou wat vir hom wag, kry amper 'n oorval. Toe hy die plakker op die kartondoos. Hulle ry deur 'n padblokkade, hulle soek hulle kar deur, hulle sien nie daai Bybels nie. Dis byna amper ongelooflik. Maar dis hoe God werk. Dis die teenwoordigheid van die Here Jesus, die belofte wat hy gemaak het. Hy is kennelik teenwoordig. Hoewel hy weggegaan het, kan ons nog elke dag steun en staat maak op die persoonlike teenwoordigheid van die Here Jesus. En ek wil 'n stelling maak en ek wonder of u met my sal saamstem as ek dit sê. En dit is dat Jesus is eintlik nou nader aan ons as toe hy op aarde was. Want as hy vanaand nog op aarde was, dan sou ek Sondagoggend moes afkondig, broers en susters, ons gaan 'n toer Israel toe maak. Die wat wil saamgaan, moet hulle name daar agter op die inligtingstoonbank op die lys gaan skryf. Julle moet julle geldsake in orde kry vir 'n vliegtuigkaartjie. Ons het 'n afspraak met die Here Jesus gekry, ons gaan hom sien. Dit is nie meer nodig nie. Hy's teenwoordig waar jy ook al is, watter deel van die wêreld, of dit Afghanistan is, of Pretoria, of Europa, of Rusland, maak nie saak waar nie, of dit 'n bedreigde plek is, waar daar vervolging is, hy's daar, hy's teenwoordig, hy het beloof. In 1 Johannes 2 vers 1 lees ons, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So afgesien van die feit dat hy teenwoordig is hy ook in hierdie oomblik ons voorspraak in die hemel. Matthew Henry skryf hieroor so mooi, hy sê, die Christelike godsdiens is die godsdiens van sondaars.
En almal kan ons hand opsteek en sê ons is deel van daai groep. Dis die godsdiens van sondaars, van diegene wat gesondig het, en in wie sonde nog in 'n mate woon. Daarom is die lewe in Christus 'n lewe van voortdurende erkentenis, belydenis en 'n voortdurende wegdraai van die sonde wat ons in ons lewens ontdek. 'n Lewe van nederige onderworpenheid aan die Here Jesus self en 'n hartgrondige gewilligheid van ons kant af om sonde voortdurend af te sterf en vir hom te lewe. Dis 'n lewe van voortdurende geloof in, dankbaarheid vir en liefde vir ons wonderlike verlosser en die hoopvolle, vreugdevolle verwagting van 'n dag van ewige, heerlike verlossing wanneer hy ons kom haal, waarin die kind van die Here volkome en finaal vrygespreek word en sonde vir ewig vernietig en verwyder sal word uit ons lewens. Ons het 'n voorspraak as ons bereid is om ons sondes te bely en daarvan weg te draai. Hoe kosbaar, ek wil net vir interessantheid noem, as Jesus sê, ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees, daai woord trooster, is die woord parakletos, die een wat langs jou is en jou help. Die woordjie hier in 1 Johannes, wat ons gelees het, 1 Johannes 2 vers 1, is ook parakletos. So nie net die Heilige Gees is ons parakletos nie, die Here Jesus is ook die een wat langs ons is, ons voorspraak, die een wat vir ons intree en wat ons by die Vader dan vir ons bid. Maar die tweede belofte waarna ons kyk is 'n belofte van heerskappy. Jesus maak 'n belofte van heerskappy. En as 'n mens dink aan die heerskappy van Christus, dan kom daar onwillekeurig twee gedagtes in jou hart op. Daar is in die eerste plek heerskappy hier en nou, en dan is daar heerskappy iewers in die toekoms. Heerskappy hier en nou en heerskappy in die toekoms. So kom ons kyk in die eerste plek na die hier en nou. En daar is twee dinge wat uitstaan. Hier en nou heers die Here Jesus in ons harte en in ons lewens as kinders van God, en heers hy ook in sy gemeente. So dis die twee gedagtes waarna ons wil kyk. In Kolossense 1 vers 13 lees ons, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. 'n Kind van die Here leef nou reeds in die koninkryk van die Here Jesus. Ons het nou reeds deel aan hierdie koninkryk en daarom heers hy ook nou reeds in ons harte en in ons lewens. Elke sondaar wat na hom toe vlug om gered te word, word deur hom verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring. Hierdie heerlike verlossing bring jou oor in die koninkryk van die seun van sy liefde, die koninkryk van Christus, waar hy in elke hart individueel op die troon van ons harte wil wees. Dis vanaand baie maklik om 'n toets in jou lewe aan te lê, om te kyk, wie is vanaand werklik op die troon van jou hart? Wie is vanaand die koning van jou lewe? En al wat 'n mens nodig het om te doen, is maar net om jou doen en late op 'n weegskaal te plaas. En as die wil van God swaarder weeg in jou lewe, en die wil van God is vir jou belangrikste in jou lewe, en jy wil graag die Here behaag in jou lewe, dis wat die swaarste weeg, dan kan jy weet, jy het die heerskappy van jou hart en jou lewe oorgegee aan die Here. Maar as die eie ek op die troon is,
En ek wil altyd my sin hê, en ek wil altyd doen wat ek wil, en ek gee nie om wat die wil van die Here is nie, en ek lewe vir myself, en ek lewe vir my eie begeertes, en ek lewe vir alles wat vir my belangrik is, en die Here moet daar agter in die ry tevrede wees met die oorskiet. Dan is dit mos nou duidelik wie is op die troon van jou hart. Ek self, dan is dit verseker nie die Here Jesus nie. Die Here wil ons nie net red van die komende hel nie. Die Here wil ons nie net die ewige lewe gee en dan lewe ons hier substandaard geestelike lewens nie. Hy kom woon in ons deur sy Heilige Gees. En dan verklaar hy in sy woord, byvoorbeeld in Efesiërs 5 vers 18, word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Plaas Christus in die troonposisie. Oorhandig die scepter aan hom. Laat hom toe om te heers oor jou lewe. Laat hom toe om jou wil te rig volgens sy wil, sodat jy kan lewe tot sy eer en tot sy verheerliking. Daar's 'n verskriklike mooi lied in Nederlands, wat 'n ou met die naam van Andrei Bijleveld, as ek dit nie mis het nie, geskryf het. En die woorde van hierdie lied, ek gaan dit nou sommer so uit die vuis uit in Afrikaans vertaal, en die lied sê, as ek u wil volg, Heer, en u weg wil gaan, leer my dan dat al my dae ek ook self my kruis sal dra. Nie ek self, maar Christus leef in my, Galasiërs 2 vers 20. En dan kom die refrein, nie meer ek, maar u in my, lewe van my lewe. So die Here Jesus is die lewe van my lewe. Nie meer ek, maar u in my, Jesus, dit maak vry. Dis wonderlike woorde. Ansie, ons moet hom leer. Dis 'n baie maklike wysie, kan ons hom hier sing. As ek u wil dien, Heer, met 'n suiwer hart, sal ek steeds maar weer moet leer, u as hoogste Heer te eer. Nie ek self, maar Christus leef in my, en dan maar net weer die refrein, nie meer ek, maar u in my, lewe van my lewe, nie meer ek, maar u in my, Jesus, dit maak vry. Ons kyk na daai tweede bullet, heerskappy in die gemeente. En hier lees ons Efesiërs 1 vers 19 tot 22. Hy praat oor die krag wat vir ons beskikbaar is. Hy sê dis dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood uit opgewek het. Het jy dit al ooit raak gelees? Daardie krag is vir ons beskikbaar. Die krag waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, daardie krag is vir ons beskikbaar. En weet jy, ek wil ietsie sê, ek is van mening dat dit daardie krag is wat ons op die oomblik in ons gemeente beleef. Hier's 'n klein roeringkie in ons midde, waarvoor ek verskriklik dankbaar is en wat ons moet bewaak met ons hart en met ons siel. Hierdie krag, vers 19, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie. So die Putins en die Trumps en die Macrons en die wie nog ook al, moet weet Christus troon bo almal van hulle saam uit. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy wat alle dinge onder sy voete onderwerp en dan hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gee. Hy is die een wat heerskappy in die gemeente wil voer.
Dis daarom 'n verligting vir my dat ek nie hier die heerser hoef te wees nie. Dis 'n verligting dat ek kan sê, ek is volkome een van u. Die Here Jesus sê in Matteus 23, ek dink is vers 10, vir die mense, julle moenie rabbi genoem wil word nie, want daar's een leermeester, Christus ons Here. Ons is broers en susters, ons is een in Christus. Die enigste rede hoekom ek vanaand 'n bietjie hoër as u is dat julle my beter kan sien. En omdat ons graag die woord wat sentraal is, wil verhef. Dis nie ek wat verhef word in die kansel nie. Die woord van God word in die kansel verhef. Die ewige woord van die Here. En hoe kosbaar dat die Here Jesus ook in sy gemeente wil regeer. Hy wil hier die ereplek hê. Hy sê vir die Laodicea gemeente toe hy buitekant uitgerangeer is. Nou klop ek wil inkom, ek wil feesmaal saam met julle vier en julle saam met my. Ek wil die koning in julle midde wees. En hoe kosbaar om te weet, sy heerskappy is 'n heerskappy van genade. Dis 'n heerskappy van voortdurende oortuiging. Hy oortuig ons van dinge. Dis 'n heerskappy van transformasie, van binne na buite verander te word en van lewensverandering. Maar daar is ook dan 'n toekomstige heerskappy waarvan die Bybel ons leer. In Daniël 7 vers 14 lees ons, dit is 'n baie maklike teks om te onthou, 7 maal 2 is 14, Daniël 7 vers 14. Aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Nou, dis altyd 'n interessante ding in die profetiese boeke, dat daar in die verlede tyd geskryf word, terwyl daar na die toekoms verwys word. Het jy dit al opgemerk? Baie profesieë is in die verlede tyd geskryf, maar is nog iets wat in die toekoms moet gebeur, want ons weet dat al die volke en al die nasies en al die tale hom nog nie vereer het nie. Ons weet Openbaring 19, 20, 21 leer ons, dit gaan gebeur by sy wederkoms. Nou hoekom staan dit dan in Daniël 7 in die verlede tyd? Dis hoe seker dit is. Dit wat gaan gebeur is so seker dat dit geskryf word asof dit reeds gebeur het. So seker is dit, so vas is dit. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Daardie toekomstige koninkryk waarna ons vanaand so verlang met 'n sterk verlange. In Openbaring 11 vers 15, dis een van daai onderbrekings in Openbaring waar daar net so 'n venstertjie oopgemaak word en net so 'n stukkie vorentoe gekyk word en 'n toekomsaankondiging gemaak word, staan daar. En die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê: die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in ewigheid. En dan Openbaring 19 vers 11, die ruiter op die wit perd wat uit die hemel neerdaal in heerlikheid, en Sagaria 14 sê hy kom sit sy voet op die Olyfberg, en dan gaan hy deur die oospoort en hy gaan bestyg die troon van sy vader Dawid, en daar gaan hy heers vir 1000 jaar lank as koning. Het gaan 'n wonderlike koninkryk wees. Ons het gisteraand in die Bybelstudie het ons Psalm 24 vers 7 tot 10 behandel, en daar staan vers 7 en 8 sê dit, en dan herhaal vers 9 en 10 dit net op 'n bietjie 'n ander manier. En ek gaan eers die eerste 2 lees en dan lees ons die laaste 2. Luister mooi. Hef op julle hoofde, o poorte. Dis waar Jesus moet deurgaan. Ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, geweldig in die stryd. Hy's die erekoning.
Hy's die een wat by sy wederkoms die koningskap gaan kom vestig op hierdie aarde. Vers 9 en 10. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. So herhaal daai opdrag aan die poorte en die deure, gaan oop dat die erekoning kan ingaan. Weet jy wat is daar by die oospoort aan die gang op hierdie oomblik? Die moslems het aan die voorkant 'n groot begrafplaas gemaak waar hulle klomp van hulle mense begrawe het. En hulle daai oospoort toegemessel. Hy is seker 5-6 meter wyd. Ek skat nou. Hy hele ding is toegemessel. Hoekom? Hulle het in die Bybel gelees, as die Messias kom, is dit waar hy deurgaan. Nou sê hulle, hy sal homself nie verontreinig deur daai lyke daardeur te, want dan sy onrein, nee, hy mag nie daar deurgaan nie. En daai plek is nou toegebou, hy kan nie daar deurgaan nie. Ek het nuus. As die Here Jesus sy voete op die Olyfberg sit, kan daar baie maklike vinnige opstanding plaasvind. En dan verdwyn hulle almal uit die pad uit. Ek sê nie dis wat gaan gebeur nie, ek sê dit kan baie maklik gebeur. En wat is dit vir die erekoning om gou vinnig 'n poort oop te maak? Ons lees in elk geval, daar kom 'n massiewe aardbewing wat Jerusalem in twee gaan deel. En die water gaan van die Middellandse See af in die Dooie See inloop. En dan gaan die Dooie See lewendig word. Dis wonderlike profeseë aangaande die wederkoms wat gaan plaasvind. Ja, ons Here Jesus gaan sigbaar en volkome heers oor die hele aarde. Die ganse Bybel is daarvan vol. Al wat 'n mens moet doen is om dit te glo. Om nie te probeer verander wat daar staan nie. En dis ongelukkig wat baie keer gebeur. Mense lees dit, dan sê hulle, maar dit kan nie wees nie. Hy kan nie weer terugkom aarde toe en hier kom regeer nie. Hoekom staan dit dan daar? As dit nie kan wees nie. Die Here gaan ons nie dinge skryf wat hy nie bedoel nie. Dit gaan 'n koninkryk wees van ware vrede en van ware geregtigheid. Dit gaan 'n koninkryk wees wat ons lees, die hele natuur in harmonie gaan wees. Daar gaan geen natuurrampe plaasvind tydens die koninkryk van Jesus nie. Die aarde gaan sy opbrengs lewer soos dit moet wees. Oorlogswapens gaan na staalsmelterye toe geneem word en daar gaan landbouimplemente gemaak word van al die oorlogstuig. So op die oomblik is Amerika en Europa en almal is vreesbevange en hulle is besig om hulle verdedigingsbegroting groter te maak en ons moet reg wees vir die groot oorlog as daar een kom. Daar's een op pad. Hulle kan maar 'n bietjie voorberei, maar die een wat gaan kom, gaan met die swaard uit sy mond uit hulle tref, so hulle kan maar tanks en atoombomme en goed maak net wat hulle wil. Maar weet jy wat, dit is miskien 'n goeie ding dat hulle so baie goed maak, want dan gaan daar baie landbouimplemente wees. En die aarde gaan bewerk word en die aarde gaan wonderlike oeste oplewer. Volkome vrede. Joe, is iets om na uit te sien. En dan die belofte van die Heilige Gees. Nou wil ek net sê, Sondagoggend gaan ons eintlik hierby stil staan. Daarom gaan ek net raak aan die belofte van die Heilige Gees. In Johannes 13 vers 7 lees ons die Here Jesus sê, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. En dit lyk my hulle het vir eens gehoor wat hy sê en hulle het geglo wat hy sê. En dis waarom ek glo hulle bly was toe hy al seënende van hulle opgeneem is. En hulle al aanbiddende dit aanskou het. En toe met 'n spoed Jerusalem toe is om te gaan bid en te gaan wag op die belofte. Hulle kon nie wag nie. Hulle was uit hulle nate uit vir die Gees om te kom.
En dit sal ons dan nou in Pinkster behandel. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die belofte van die Heilige Gees. So hemelvaart is niks anders nie as die aanloop tot Pinkster. Hemelvaart het die deur oopgemaak vir Pinkster om aan te breek. En 10 dae na hemelvaart hoor hulle 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind waar hulle bymekaar was en hulle sien tonge van vuur wat verdeel en op elkeen van hulle se voorhoof kom plaasneem. En almal van hulle wat in die bovertrek wagtend was, sê die skrif is vervul met die Heilige Gees. En die oomblik toe dit gebeur, toe begin hulle getuig oor die groot dade van God. En dit nogal in tale wat hulle nie geken het nie, van almal wat in daai dag in Jerusalem was, wat van al die verskillende wêrelddele bymekaar was. En kyk daai mense hulle aan en sê, hoe is dit moontlik dat ons hulle in ons taal hoor praat oor die groot dade van God? Dit was die aanbreek van Pinkster. En op Pinksterdag word daar 3000 Jode kragtadig gered. Mense wat enkele weke van tevore uitgeroep het, kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, kruisig hom, weg met hom, gee ons die misdadiger Barabbas, ons wil hom vry hê, ons wil nie hierdie man vry hê nie. Kom daar 3000 van hulle tot bekering. En in die krag van die Heilige Gees, lees ons net 'n bietjie verder, en die getal het gegroei na 5000. En meer en meer en meer. En die Here sê vir hulle, julle moet my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot die uiterstes van die aarde. En ek onthou toe ek 'n kweekskoolstudent was, dominee Jurg, julle gaan dit ook miskien onthou, was Edison Queiroz hier. En ons het video's van hom gekry as studente en ons het dit verslind. 'n Braziliaanse sendeling wat hier kom preek het. En Edison Queiroz het onder andere 'n Afrikaanse stellingkie gehad waar hy gesê het, as jy 'n Christen is jy 'n sendeling. Nee, hy het dit so mooi gesê. Maar hy het in een van sy preke gesê, die Here het gesê, uiterstes van die aarde, en dan sê hy dit so mooi, hy gaan probeer om dit sê soos hy gesê het. Hy het gesê, but they were so happy in Jerusalem. There was nice churches in Jerusalem. There was air conditioning in Jerusalem. En hy noem al die dinge. En onthou nou, dis Handelinge 1 vers 8, wat sê, julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, uiterstes van die aarde. En as jy nou daai 1 vers 8 omdraai na 8 vers 1 toe, dan staan daar en daar het 'n geweldige vervolging in Jerusalem uitgebreek. En hulle is verstrooi na Judea en Samaria en na die uiterstes van die aarde. So as ons nie self gehoorsaam aan die stem van die Here wil wees nie, dan vind die Here maniere om ons gehoorsaam te kry. Dominee Herbie Lyon vertel hoe die Here hom geroep het om kweekskool toe te gaan en hy het geweier, hy het weggehol, hy's dan sy die kant, dan sy daai kant. En hy was 'n ambagsman en hy staan voor die draaibank. En daar kom 'n ding los en dit slat hom hier oor die kop en hy kry baie ernstig seer. Ek gaan nou nie vertel wat het gebeur nie, maar hy kry baie ernstig seer. En die oomblik toe daai ding hom slaan, toe hoor hy 'n stem in sy hart, sal jy nou gaan? En hy het daar alles gelos en kweekskool toe gegaan. Moenie wag dat die Here uiterste planne met jou moet maak nie. Raak gehoorsaam aan sy stem. Hy roep nie almal kweekskool toe nie, maar as hy jou kweekskool toe roep, luister maar mooi. Raak gehoorsaam. Want hierdie beloftes is vir ons almal. En die apostel Paulus word gered, en naderhand word Cornelius
die heidense offisier gered en so brei die evangelie uit tot binne in Rome. En die einste Paulus wat die kerk vervolg het, sit in Rome en hy skryf vir die Filippense, ek is so verskriklik bly ek sit in Rome in die tronk. Wat? Makeer jy iets? Nee, want die hele keiserlike leiwag het die evangelie gehoor. Al die soldate van keiser Nero, wat hier kom waghou oor Paulus, hoor die evangelie. En daaroor sê hy, verbly ek my en sal ek my ook verbly. So daar het 'n nuwe bedeling aangebreek by hemelvaart. Daar's wonderlike beloftes, die kosbare belofte van Jesus se voortgesette teenwoordigheid. Ek is met julle tot die einde. Die wonderlike belofte van sy heerskappy in ons harte, in ons lewens, in die gemeente, maar ook in die toekoms as koning op aarde. 'n Tyd waarvoor 'n mens eintlik nie kan wag nie, wat jy so na uitsien. En dan is daar die belofte van die Heilige Gees, en daarby gaan ons vir die volgende klompie weke, en ook vir altydens ons eerskomende Sondagoggend se wêreldevangelisasie diens, en dan ook Pinkster die week daarna, en miskien nog 'n week of 2 daarna, gaan ons net 'n bietjie stil staan by die wonderlike, kragtige werking van die Heilige Gees in ons midde. Wat 'n voorreg, liewe gemeente, om vanaand by Hemelvaart aand na hierdie beloftes te kyk en vir mekaar te kan sê, broers, susters, dis vir ons beloof. Dis ons deel, dis wat die Here vir ons kom doen het na Hemelvaart en tot vanaand toe nog vir ons doen. En dat ons moed sal skep in hierdie verskriklike donker tyd, waarin die onweerswolke elke dag groter en dikker saampak op die horison van die wêreldtoneel. En die hele wêreld is bekommerd, almal is benoud, en die volke is radeloos. En kyk die beloftes wat ons het. En ons kan vanaand vir mekaar sê, as ons deur 'n baie moeilike tyd op hierdie aarde moet gaan, kom ons vat mekaar se hande en kom ons vat die Here Jesus se hande deur die werking van sy Gees en kom ons vertrou hom om ons te dra, hoe donker dit ook al mag wees, hoe moeilik dit ook al mag wees. Kom ons moedig mekaar aan om vir die Here te lewe, om nie moed op te gee nie, om nie lou te word nie, om nie insinkings in ons geestelike lewens te hê nie, maar dat die Here die wonderlike werk waarmee hy hier besig is, sal voortsit en 'n ongekende ywer in ons midde sal opwek vir hom en vir sy koninkryk en vir alles wat hy voor staan. En dat ons vir die Here sal lewe tot die einde. Amen. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die hemelvaart. Terwyl dit die einde van 'n bedeling was waar u fisies op aarde was dit ook die aanbreek van 'n splinter nuwe bedeling, die Heilige Gees bedeling. En hierdie 3 beloftes waarna ons vanaand kom kyk het, wek in ons lewens en in ons harte 'n lewende verwagting na u. Na die dag wanneer u ons kom haal en ons vrygemaak gaan word van al die negativiteit wat op hierdie aarde moontlik mag wees. Here, ja, dis belangrik dat ons lewe op aarde sal lewe. Dis belangrik dat ons u moet vertrou vir ons daaglikse brood en vir werk en vir gesondheid en vir klere en alles wat ons nodig het. En dankie dat ons by die Bybelstudie, by die biduur ook die afgelope 2 weke kon leer. U is 'n God wat hoor. Maar nie net dit nie, u is ook 'n God wat antwoord. U is vir ons 'n helper. U is ons deel, u is ons rots op wie ons kan bou, met vrymoedigheid kan bou, en ons wil u eer, ons wil u aanbid, ons wil u dank uit die diepte van ons harte. Baie dankie dat ons kan uitsien na Sondag se 2 dienste,
En ons wil bid en vir u vra, Here, dat u sal voortgaan met die kosbare werk wat u in ons midde begin het. Jare gelede reeds begin het. 'n werk waarin ons op die oomblik deur u genade 'n heerlike oplewing in die gemeente beleef. Dis geen mensewerk nie, Here. Dis geen mensearbeid nie. Geen mens kan ander mense opwek nie. Geen kerkraad kan 'n gemeente opwek nie. Maar u het vir ons gesê, as julle bid, sal julle ontvang. En ek dank u vir die stem van gebed wat uit hierdie gemeente opgaan. Woensdaagoggende by die Silverjeug, woensdaagaande by die biduur, Vrydagoggende in besonder, wanneer ons 5:30 deur middel van WhatsApp saam bid. Here, ons is so dankbaar en ons is so opgewonde vir die kosbare werking van u Heilige Gees. Gaan asseblief voor daarmee en bereik u wonderlike doel in ons midde. En dit bid ons om Jesus ontwil. Amen.